Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, doodsnimfe, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Wila of doodsnimf uit Slawiese mitologie is 'n wese uit 'n ras van vroulike geeste van die dooies wat vir ewig jonk en mooi is. Sy is veroordeel om tussen ryke te sweef omdat sy 'n ligsinnige menselewe gelei het, en is 'n voordelige wese wat daarvan hou om te dans en te sing. Doodsnimfe is pragtige jong vroue met lang vloeiende hare en hulle dra of wit of blou rokke. Hulle het genesende kragte wat hulle gewoonlik vir diere behou. Daar is verskeie verhale van doodsnimfe wat met sterflike mans trou, hoewel hulle geneig is om weg te bly van mense. Doodsnimfe woon in woude en heuwels, hou feeste onder as of kersiebome, waarin hulle soms sterflike mans nooi, en kan met diere gesels. Hulle is vernufte boogskutters en skiet diegene wat op hul partytjies invul met dodelike akkuraatheid. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, doodsnimfe. Doodsnimfe is bekoorlike vee wat in beide die ander wêreld en die wêreld van die lewendes woon. Hulle het pragtige sangstemme en is betowerend om te kyk wanneer hulle dans, wat hulle graag doen. Hulle is uitstekende boogskutters en vertoon gewoonlik hierdie vaardigheid wanneer sterflinge hul feeste onderbreek. Hulle het hul partytjies onder kersiebome. Doodsnimfe het lang vloeiende hare en dra gewoonlik wit, al het hulle 'n voorliefde vir skakerings van blou. Hulle is die bewaarders van die blou fees, waar alle vee wat blou is, 'n fees kan geniet, wat ontwerp is om hul syns te betaal en hul betowering op te bou. Hulle hou nie besonder van mense nie, alhoewel hulle weet dat dit nodig is om hulle te bekoor om deel te neem aan hul feeste as opoffering. Hulle sal doen wat hulle moet om mense na hul spesiale feeste te lok. 'n dik grasring, 'n soort fietjiering, bly oor na so gekuier, en die wat verstandig is, weet om nie deur te gaan nie, want hul lewenskrag sal dadelik gedreineer word, en hulle sal deel van die bos word. Hulle is die vredebewaarders van die woud. Enige dier of vee met 'n probleem kan na hul heilige asbome gaan en die doodsnimf wat daar wag, laat oordeel. Alhoewel hulle van alle diere hou, het hulle voorliefde vir honde. Hulle geniet dit om storms te skep net vir die pret daarvan. Al sal hulle die beseerdes genees en soms hul profetiese kragte gebruik om tragedie te voorkom. Doodsnimfe is vormveranderers, 'n eienskap wat hulle met die meeste vee deel. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na hierdie wese in Engels. Wila. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.